By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is volstry. Tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus, waar ek en jy weer vanoggend kan leer by Jesus op 'n baie kosbare manier. Ons is vandag by Matteus 16 vers 21 en 22 en ek lees vandag vir julle uit die 53 vertaling uit. Vers 21 sê, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem toe moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus vir Jesus op sy en begin hom bestraf en vir hom sê, mag God dit wat u nou gesê het, mag God dit verhoed. Here, dit sal u nooit oorkom nie, is Simon Petrus se woorde. Natuurlik, toe het Jesus se woorde wat toe vir Simon Petrus gesê het, en nou nie so maklik en mooi uitgekom nie, maar hy sê vir Simon Petrus, staan uit my pad uit, Satan, want jy wil die werk van God verhoed. 'n paar verse vroeër sê Jesus vir hom, Simon Bar Jochanan, jy is die rots. Nou sê hy vir hom, Satan, staan uit my pad uit, jy wil God se werk verhoed. Nou die tema van vandag se boodskap is, wanneer God se plan met ons gevoelens en ons menslike idees bots. Die hoofgedagte van ons teks is dat Jesus van daardie oomblik af begin het om iets vir sy disippels te wys wat hulle verseker nie wou hoor nie. Dat hy moes ly. Dat hy deur mense verwerp sou word, gespieg sou word. Dat hy deur hulle gespot sou word, gestraf sou word en uiteindelik sou sterf en weer sou opstaan op die 3de dag. Dis nie 'n maklike boodskap nie. Dis nie 'n seën en voorspoed, prosperity woord vandag nie. Dis 'n woord van kruis, van ontbering, van pyn. Dis 'n woord van opoffering. En wat doen Petrus? Hy trek Jesus een kant toe en sê, Here, mag dit nooit met u gebeur nie. Met ander woorde, Here, ek hou nie van hierdie plan wat u nou vir ons geopenbaar het nie. Here, ek stem nie saam met wat nou hier gebeur nie. Here, wat u nou vir my sê, wat u nou vir ons sê, dit maak glad nie vir my sin nie. Om die waarheid te sê, dit pas nie my menslike persepsies nie. Jy sien, ek dink die waarheid van vandag se boodskap is, dat God se plan is nie altyd vir jou en vir my as mense gemaklik nie. Ons almal hou van die deel waar God ons seën, waar hy herstel bring, waar hy genesing bring, waar hy deurbrake gee. Ons hou van die teks wat sê, die planne van God is planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Ons hou nie daarvan om negatiewe goed te hoor nie. Maar ons sukkel met die deel waar God sê, daar is 'n kruis voor. Daar is 'n kroon na die kruis. Jesus sê nie, ek kan kies of ek wil gaan ly nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek moet gaan ly. Daar is dinge in jou lewe wat jy nie noodwendig van hou om te kies nie.
Dis nie jou natuurlike inklinasie om dit te kies nie. Maar wat 'n belangrike deel is van God se pad, God se plan vir jou lewe en vir jou geestelike groei. Soms wil ons bid, Here, vat asseblief hierdie storm en hierdie ontbering uit my pad uit. En dan sê God, nee, ek sal saam met jou deur jou storm en jou ontbering stap. Ek gaan nie die storm wegvat nie. Hoekom? Want ek sien die potensiaal van ongelooflike groei. Daarom sal ek deur die storm, deur die vuur saam met jou stap. Belangrik om te erken uit ons teks vandag dat goeie en verantwoordelike mense om ons soms verkeerd kan praat. Petrus was nie 'n vyand van Jesus nie. Hy was 'n disipel. Hy was 'n volgeling. Sy volgeling, sy disipel sê vir hom, hy wat Jesus liefgehad het. Maar hy het steeds iets gesê wat teen God se wil was. Dit leer ons, nie elke stem wat sag en mooi en slim en wys klink, is God se stem nie. Nie elke raad wat ons soms hoor, is noodwendig reg nie. Partykeer voel dinge nie vir ons reg nie, en dan praat mense ons uit dit wat God eintlik vir ons beplan. Mense sal sê, ek dink hier is nodig om so swaar te kry nie. Los hierdie ding eerder, dit is 'n moeilike pad hierdie, ek dink hier is God se wil nie. God wil nie hê ons moet ly nie. Vat die maklike pad. Maar God sê, my pad is nie altyd die maklikste nie. Maar, dit is altyd die regte pad. Interessant dat Jesus se woorde sê, neem jou kruis op en volg my. Nie maanskyn en rose rooi tapuitpad nie. Nee, hy sê, neem jou kruis op en volg my. Ons emosies mag nooit God se plan beheer of manipuleer of keer in ons lewe nie. Petrus reageer duidelik uit sy emosie uit. Hy wil nie hê Jesus moet ly nie. Maar Jesus leef nie uit sy emosie nie. Hy leef uit sy begeerte om gehoorsaam te wees aan die Vader. Is dit nie mooi nie? Die belangrike waarheid wat ek en jy vandag moet snap is, wat jy voel, is nie altyd wat God wil doen nie in jou lewe nie. Groei gebeur nooit in jou spasie van gemak nie. Meeste van die tyd gebeur progressiewe groei in jou lewe, altyd op 'n ongemaklike plek. Maar soms, in jou tye van swaar kry en ontbering, gebeur die meeste groei. Juis in tye wat jy soms voel om op te gee, maar God sê, hier in jou hart, deur sy Heilige Gees sê hy vir jou, hou aan my kind, want ek is by jou. Moenie kyk na die branders en die storms nie. Nee, weet ek is hier by jou in die skip, om die storm stil te maak. Jy kan soms voel, die einde is nou hier. Jy dink, okay, this is it. Okay, ek kan nie nou verder nie. Dis al wat ek kan verdra. En dan sê die Here deur sy Heilige Gees vir jou, daar is 'n opstanding wat kom na die 3de dag. Die opstanding is op pad vir jou, die deurbraak, die wonderwerk is vir jou op pad. Hou net aan. Jesus het nie net gesê hy gaan sterf nie. Hy het gesê, op die 3de dag sal ek opgewek word. Nou dis die hoop, dis die boodskap wat ek en jy vandag moet hoor. Na ons ontbering is daar 'n 3de dag. Dis die hoop van die evangelie vir jou en vir my. Die storie eindig nie by die kruis nie. Dit begin juis na die opstanding. Na sy opstanding het Jesus aan sy disippels verskyn. En wat doen hy eerste? Hy blaas oor hulle. En hy sê, ontvang my Heilige Gees. Hy bekragtig hulle deur oor hulle te blaas
en sy Heilige Gees oor hulle te blaas om hulle te bekragtig. Deurbraak, opstanding. Wat ook al jy nou deurgaan in jou lewe, weet dis nie die einde nie. Dis 'n derde dag vir jou. 'n dag van herstel, 'n dag van oorwinning, 'n dag van nuwe hoop en nuwe lewe, wat vir jou sal aanbreek na jou ontbering en jou swaar kry. Ek moet afsluit. Miskien sit jy vandag soos Simon Petrus en sê, Here, hierdie pad kan nie reg wees nie. Hierdie pad maak nie sin nie. Hierdie pad is waansin. Maar God sê vir jou, vertrou my, selfs wanneer jy dit nie verstaan nie, wanneer dit nie vir jou sin maak nie. Want die pad wat deur pyn gaan, lei na opstanding. Die pad wat deur 'n kruis gaan, lei na oorwinning en na heerlikheid. Die kernboodskap vir jou en vir my vandag, moenie God se plan verwerp net omdat dit moeilik voel nie. Moenie God se plan van die tafel afskuif net omdat dit ongemaklik is nie. Want aan die ander kant van jou gehoorsaamheid, aan die ander kant van jou deurdruk tot die einde toe, wag daar opstanding. Openbaring 2 sê, aan hulle wat oorwin, aan hulle wat aanhou tot die einde, wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom wat in die middel van die tuin staan. Is dit nie 'n kosbare gedagte nie? Dat jou en my gehoorsaamheid ons aanhou en uithou, ons deurdruk deur die ontbering, ons bring by 'n plek van oorwinning, vrede, rus en 'n verbintenis met God waarvan niks ons ooit kan skei. Daar sit dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wat lei tot die stryd hier beneath is volstry. Tot ek hier in sy hemel sal woon, daar verwissel my kruis met 'n kroon. Tot ek hier in sy hemel sal woon, daar verwissel my kruis met 'n kroon. Daar verwissel my kruis met 'n kroon.